En so springende ons van die een deel na die volgende. Ons sit nou ons oggendpraatjies voort en ek wil graag by julle hoor, dink julle slaap genoeg? Elsa, kyk, wie vra jy? Ons is op 'n ontbyt TV-program. Beslis nie. Nee. Ja, ek het elke oggend 'n springende oggend vir my. Springende uit die bed uit, springende in die shower in, springende in die kar. Dit was springende. Okay. Nee, ek kry nie genoeg dink slaap. julle het julle nodig? 8 ure. Presies, 8 ure. So Ek is tot slaap 8. nou soos 4 dae 'n week slaap ek die helfte van wat ek wil slaap. So ek slaap so 4.5 ure Tot 5 ure. tot 5 ure. Ja, ek het self vanoggend gekyk en dit was toe nou 5 ure gewees. Nou ja, in 'n wêreld waar mense oorlaai is met werk, ouerskap en eise, stel baie hulle slaap uit om 'n bietjie tyd vir hulle self te hê, selfs al is hulle moeg. Hierdie verskynsel staan bekend as revenge bedtime procrastination. Het julle al daarvan gehoor? Ek het, want ek doen dit. Nou dit is wanneer jy ten spyte van moegheid doelbewus wakker bly na jou slaaptyd vir persoonlike tyd om byvoorbeeld televisie te kyk, op jou foon besig te wees of net in stilte te wees. Dit is 'n stille protes teen 'n dag sonder ek-tyd, of die sogenaamde me-time. Dis gewoonlik ook mense met min beheer oor hulle dag, soos ouers, studente of diegene met hoë werkdruk of diegene wat op 'n ontbytprogram werk. 'n Amerikaanse opname wys dat 51% van volwassenes en meer as 95% van ouers hulle slaap doelbewus uitstel. En dit het verskeie gevolge soos byvoorbeeld swakker konsentrasie en geheue, verhoogde angs en as 'n mens so 'n bietjie geïrriteerd is, dan ook gesondheidsrisiko's soos hartsiektes en vetsug en jy voel elke dag meer uitgeput. Ek dink dis nogal iets waarmee ek self ook sukkel. Jy weet, daai wat jy op die bank lê en jy's amper te lui om ook in die bed te gaan klim want ja, jy bly net nog vir 'n rukkie wakker. Ja, want jy kan, dit is amper asof dit is die enigste tyd wat jy eintlik kan beheer. That's why I do it. I'm like, you know what? I know that I'm going to have maybe an hour or so less time to sleep, but I just want this time for me because the rest of my day is not in my control. So ek het probeer om minder dan op my foon te wees en weer te begin lees. So ek lees nou 'n bietjie langer en dit het beslis gehelp dat my slaap bietjie beter is. So I think it's a good thing to maybe find a healthier way of doing the revenge bedtime procrastination. I'm not going to stop it, but let me do something that's not just doom scrolling until 11 Ek kan nou vir julle 'n paar wenke gee, maar Ja, ek soek nou 'n paar wenke, maar baie keer wil ou net sit. Dan dink die mense jy doen niks, jy lees nie, jy kyk net, jy sit net. Ja. En is min wat dit kan gebeur. Ja, ek het al 'n paar keer net gesit. Pieter word uit. Ek Ek wil net bietjie sit. Ek wil net so 'n bietjie sit en laat moeder 'n koffietjie aan wat nooit gaan gebeur. Nee, ek maak 'n grap. Of op 'n Russiese tyd inskakel. Ja. wel daar is 'n paar strategieë wat jy kan toepas en ek gaan so 4 van hulle deel. Die eerste een is maak doelbewus tyd vir jouself. Selfs al is dit net 10 minute per dag. Ek hoop julle let op in die klas. Implementeer 'n aandroetine, lees of neem 'n warm stort. Dit word uitgesonder 'n warm stort. Skep digitale grense, so skakel jou foon so 30 minute voor slaaptyd af. Ek weet nie hoe ek dit gaan regkry nie, want 'n mens wil die hele tyd volg wat in die nuus aangaan. En wees sag met jouself. Ag, weet jy soek net balans. Ek dink dit is die heel belangrikste. Het amper geklink soos Jerry Springer. Ja. Wees sag met jouself. Wees sag met jouself. Soft on yourself. to each And other. remember your neighbor. Maar dit is daai raad is vir my dit is goed om die wenke te hoor, but it's so difficult to actually implement it. And also, I don't find that just making 10 minutes for myself a day, it's not enough. Dit is nie genoeg nie. So ek weet nie. Ek gaan steeds revenge bedtime procrastinate because that's what I'm doing. Jou tyd is jou tyd. My tyd is my Tyd is jou tyd. tyd. Ja, absoluut. Haar tyd is haar Ek tyd. is soos 'n 43-jarige Peter. Ek gaan dit doen. Niemand kan vir my sê nie. Dis maar jy het self ook 'n besige skedule. So hoe kry jy Ja. vir jou tyd, vir jouself tyd? Ek dink as ek by die huis kom dan is dit daai van dinge is nou af. Okay, so ek vat die oproepe uit 'n beginselpunt van 4 uur af nie. Jy weet ek kyk ook die e-poste is glad nie op my foon nie. Period, ek doen dit glad nie. So as my laptop nie oop is nie, dan doen ek die e-poste nie. En ek dink daai balans is ook belangrik want dan ewe skielik hier teen 5 uur begin jy eintlik iets vind om te doen. Jy weet, either saam met die kinders of saam met 'n date of maak kos of wat ook al. So ja, werk. En jy Elsa?
Ag, weet jy, Ras, ek werk baie hard. Ja. So ek sukkel om af te skakel. Ek's konstant besig met werk, maar dit is ook iets wat ek wil verander. Dit is belangrik om tyd te maak vir mense ook meer, mense naby aan jou en om 'n sekere afsnypunt te hê. Nie werksoproepe te neem nie en regtig net mense voet so 'n bietjie neer te sit. So grense, julle. Grense is op pad. Grense is daar. Grense is op pad. Gepraat van grense, ons wil 'n bietjie eersdaags oor die grense aanbeweeg na 'n ander provinsie toe, want daar's groot dinge wat gebeur en hierdie tyd van die jaar weet jy ons dis feestyd veral daar in die Mpumalanga wêreld. Die Toyota in die Bos Nasionale Kunstefees skop met groot lekkerte af vanaf 3 tot 6 Julie in Nelspruit. Jy kan uitsien na topklas musiekkonserte, 4 ekstra kuierverhoë, die lekkerste feeskos, hoop stalletjies, toneel, boeke, 'n woelwater kinderarea en nog vele meer. Die lekkerte hou net nie op nie. Ja, so ook baie in die lekkerte is te veel, ek moet sê. Was julle al daar? Al Dit hou baie. net nooit op nie. Kaartjies en inligting is beskikbaar by inniebos.co.za. Hoop we gaan vir julle daar sien en onthou hierdie gesprekke van ons is ook bietjie later vandag op ons sosiale media's beskikbaar, so ook op ons YouTube kanale. Gaan jy bietjie in die bos toe? Ek gaan. Ek moet nog net toestemming kry. Daar's fyn. Ras, julle gaan daar wees, sal die radiostasie wat jy werk, jy gaan daar wees. Nee, Met 'n nuwe show. Nog bevestig. Ek dink jy moet ook daar wees. Wel, ons is nou hier. Goeiemôre, good morning. Kry daai koffietjie reg en kuier later saam met ons. Nog groot gesels, lekker gesels, baie musiek, alles wat jy nodig het om jou dag mee af te skop.